Ek noem myself die stofpadpredikant, want die Here het my uit die stofstraat uit kom haal en my kom plaas op 'n plek waar ek voel ek is nodig om deur die grootste koning diensbaar te wees in 'n gemeenskap soos Oudtshoorn en 'n gemeente soos NG Moedergemeente. My naam is Gerald Kamfer. Ek is hulpleraar nou hier by NG Moedergemeente. Ek doen ook ek het ook 'n vaste werk by Klein Karoo Medikliniek waar ek hulle stoksystems beheer. En dan is ek getroud met 'n vrou met 'n naam Amanda. Ek is 25 jaar getroud. Dogter is 26 jaar oud en ek het 'n klein kind wat 4 jaar oud is. En ek het 'n liefde, groot liefde om te werk met afhankelijke persone wat middelafhanklik is. En ek is tans ook betrokke by die Christelike afhanklikheidsbediening waar ons persone help wat afhanklik is en ook hulle gesinne en die wat geaffekteer is deur hulle afhanklikheid. My roeping het begin in 'n rehabilitasiesentrum. Ek het so in 1995 het ek by die Weermag aangesluit, Suid-Afrikaanse Militêre Geneeskundige Dienste in Pretoria en ek was 'n kranige sportsman gewees. So ek het vinnig gaan aansluit by die rugby ouens en ek het vinnig opslag gemaak in die rugbylyne en een ding het tot die ander gelei en ook met gewildheid kom daar baie uitdagings en kort voorlank het ek het nooit gedrink toe ek op skool was nie. So hier was ek nou in hierdie groot wêreld waar ek 'n vry man is, dat ek dit so mag stel, 'n vry man is daar so en ek vry kind daar die tyd. Ek is 18 jaar oud en my eerste glas bier gedrink en dit was so lekker want ek het eers geweet hoe vinnig ek dronk geraak het en kort voorlank het ek in 'n geveg betrokke geraak en ek het gehou van hierdie Gerald en so het dit begin rugby wedstryde en partytjies agterna en kort voorlank het ek my werk verloor as gevolg van my afwesigheid wanneer ek alkohol gebruik het en nie by die werk uitgekom het nie. So ek was vir 'n tyd, sê so plus minus 4 jaar was ek sonder werk gewees en ek het aansoek gedoen by die gesondheidsdienste en ek het weer werk gekry by Oudtshoorn Hospitaal waar ek opleiding gekry het as 'n aptekersassistent, maar kort voorlank het ek my weer gevind in die bottel en daardie werk ook verloor. Ek het weer vir so 3 jaar maar weer aangesloer so. Ek het in 'n Christelike huis groot geword waar die normes baie hoog was, want my pa was 'n diaken gewees, vandat ek my oë oopgemaak het en vandat ek hom geleer ken het. So ek het ook geweet dat om te bid, mens soms het die moeilikheid en as 'n mens vra by die Here, nie dat ek op daardie tydstip enigstens geweet het hoe powerful God is nie. En ek het eendag ek het alles verloor. Ek het my kar verloor, my werk verloor en ek het amper my huwelik verloor. En op hierdie stadium het ek gebly in 'n Wendy House. Ons noem dit die Wendy House, die huthuisies. En een aand op 'n koue wintersaand, terwyl my vrou nog so geslaap het, met haar volle keer aan en so en die wasem so uit haar mond uitkom, het ek vir die Here gevra, Here, hierdie vrou verdien nie wat ek haar laat deurgaan nie. En ek het vir hom gevra dat hy my nog net 'n laaste kans gee. En ek sal dan probeer om toegewy teenoor hom te leef. En 2014 Maart maand is ek aangestel eers as die Theater Dispensary Controller van George Medikliniek. Maar met my onderhoud, ek moet hierdie sê, dit is so belangrik, waar ek die stem van die Here reeds gehoor het.
toe ons HR manager vir my sê dat sy sien dat ek het 2 goeie werke gehad en dat ek uit die werk uit is en hoekom is ek toe uit die werk uit? Ek sê toe vir haar, mevrou Bailey, wil u nou regtig hê ek moet nou sê wat ek nie graag wil sê nie, wat u al reeds weet. Sy het my gesê, Gerald, hier is jou kontrak. So as jy hierdie werk wil hê, praat met ons. En ek het hulle vertel dat ek dink ek is alkoholverslaaf. Ek weet nie, maar elke keer as ek dronk geraak het, het ek dinge gedoen wat ek nie veronderstel, wat ek nooit doen as ek nugter is nie. En ek kom in die moeilikheid elke keer en ek bly op my werk uit en sy het my so aangekyk en sy het vir my gesê, Gerald, op grond van jou antwoord, op grond van hoe jy gereageer het op hierdie antwoord, as jy die nie verkiesde of aangestelde Theta Dispensary Controller van George Medic Clinic, omdat jy die waarheid gepraat het. En ook, weet jy Gerald, as jy weer een keer so voel soos wat jy voel, want toe is ek daar die tyd op ek wil het amper, ek wil nie sê, toe ek opgehou drink weer, ek het nog nie heeltemal opgehou drink nie, maar sy het my gesê, Gerald, ons kan vir jou help. Ek het 2 maande gewerk, toe koop ek vir my 'n kar, en ag jy's like met dit kom ons nou weer al die gemaklikheid van vriende, en ek is weer aangehang as die ou wat weer kan provide en so, en kort voor lank is ek weer in die boot waar ek is en ek kom in 'n ongeluk met my kar, en ek dink dit was op daardie oomblik wat ek besef het, ek is in groot moeilikheid. En so na 3 maande het ek, nie 3 maande, ek dink is 'n bietjie te lank, so na 2 weke, 3 weke het ek besluit, Gerald, ek gaan nou vir my hulp soek. Ek het nie geweet waarheen om te gaan nie. Ek het na die dokter toe gegaan wat my altyd afgeboek het. Ek het vir hom hierdie keer vir hom gevra, dok, ek het hulp nodig. Ek het my so gekyk, het maar vra Gerald, waarvan praat jy? Ek sê ek het hulp nodig, dok. En hy het my verwys na Dr. Van Wyk toe. Ek dink ek gaan sy naam noem, want hy is ook deel van my rehabilitasie. So ek het hom gaan sien, en hy het vir my gesê, Gerald, ek moet jou opneem. Ja. Dat het my nogal gevang, want ek moest opgeneem word by die plek waar ek werk, en ek is 'n baie trotse mens, of ek was 'n baie trotse mens, en dit het baie van my gevat om by daai punt te kom dat my kollegas nou vir my gaan behandel. En ek was 3 weke, het ek my behandeling gekry. Ek was eintlik 3 maande daar, en toe die dag wat ek moes ontslaan word, toe vra iemand, is daar nie iemand wat wil bid nie? Sjoe, en ek weet nie waar het ek die wilskrag vandag gekry nie, en ek het Psalm 23 gebid. Dit was die heel eerste keer wat ek regtig die genade van die Here gevoel het. En daarna uit, want ons het toen nou opleiding gekry oor hoe jy moet gaan ondersteuning kry daar buite, en ek is uit. En die eerste ding wat ek kon onthou het, my pa het altyd gepraat van die Christelike nie afhanklik is by die bediening, my Christelike alkoholiste bediening was het eers gewees, die IOTT het hulle dit daarvoor gesê. En ek het gaan aansluit by die CAB, by die Christelike afhanklikheidsbediening, en ek is verkies tot sekretaris, want ek is baie lief vir skryf, en die dominee het my raak gesien in die gemeente, en hy het vir my gevra, ek sien iets in jou, Gerald, stel jy nie belang, wil jy nie op die kerkraad dien of iets soos daai, en ek het 'n brief gekry, en ek het geantwoord, en ek is verkies tot die kerkraad, ek het 'n wijk gehad op die plaas, en daar het ek met mense gedeel, wat toe alcohol verslaafd is, maar in die CAB het ek my roeping eintlik gevind, dat ek is daar om, die Here het my gebring hierna toe, sodat ek my getuienis kan gee aan ander, en omdat die mense vir my in die CAB geken het, en geweet het waarvan ek kom, en hier sit Gerald nou in die kerk, wat het gebeur, en ek kon met trots sê, Jesus het gebeur, en die res het so gevolg, waar ek wou meer weet van hierdie Jesus, van hierdie man wat my verander het, want baie mense het vir my gebid, baie mense het met my gepraat,
niemand kon regkry wat Jesus reg gekry het nie. En ek het eers ingeskryf vir 'n pastorale kursus om 'n pastoor te word en so, maar 3 maande en ek het belangstelling verloor. En vir 6 maande gelos, maar hierdie roeping, hierdie stem van die Here, en dit was my preek gewees. Hier is ek, toe die Here vir Moses geroep het. En Moses was 'n moordenaar en hier sit ek wat ook 'n moordenaar was, wat my vrou se toekoms vermoor het, wat my dogter se toekoms vermoor het. En ek kon ek nie met myself saamleef met die feit, toe ek as 'n mens tot bekering kom, jy's like dit is amper soos en jy's eers in daar, ek het so gevoel, ek is eers in daardie raadsaal waar al hierdie engele sit en Jesus sit daar en hy vra vir jou die vraag, Gerald, is jy gereed vir dit waarvoor ek jou geroep het? En ons sien dit, en dit was my denkwyse. Maar met ter tyd wat ek geleer het op hierdie pad is dat, ja, Jesus judge jou nie wanneer hy jou roep nie. Nou, soos hy van Moses geroep het, met Moses se tekortkominge, met Moses se geskiedenis, roep Jesus toe aan my, en Jesus sê vir my kind, ek stuur vir jou. Ek het nie geweet waar hy nie, want in die bediening waar ek voorheen was die lering van die Huguenote College nog nie gekenne nie. En ek moes 'n besluit neem om verder te kan gaan studeer. So, ek dink dit was 2019. Ek het net so rondelings ek kon nie verstaan hoe die hand van die Here werk. Is dat, hoe kom ek by Huguenote College uit? En ek het net gaan surf op die sites en ek het daar uitgekom en ek moes 'n hele oorbrugging ook doen vir matrikulasievrystellings en al die tipe van goedjies. So dit het ek alles gedoen om weer geaanvaard te word by die college om die graadkursus te kan doen. So het ek die graadkursus gedoen maar ek het nie 'n mentor gehad nie. My studentemaatjies was my mentors gewees en hulle het my maar geguide deur die studies en ek ontmoet hierdie man Erik van Breda. Hy is my mentor, hy is my sponsor. Hy het my broer geraak en ek kon nie my studies betaal nie. Ek het die eerste maand my studies betaal en toe vind ek uit my vrou ons gaan dit nie maak nie. En somehow het ek en Erik was op een studiegroep gewees en ons het gesels met mekaar en hy het gesê ek wil jou en jou vrou sien, ek wil met julle praat, ek en my vrou, en hy het aangebied om my studies vir my te betaal en hy het dit gedra vir 3 jaar. Die 4de jaar toe ek oorbeweeg na die kerk moedergemeente en toe ek albei kry by 'n Cancer Relay for Life event en ek vra toe in hierdie man, wie is die dominee van hierdie moedergemeente? Ek wil hom graag ontmoet. En ek ontmoet hom toe aan. Ek vra toe vir my kollega, is dit nie die dominee van die moedergemeente? En hy sê my ja. En ek gaan na Albie toe en ek vra vir Albie, dis wie ek is. Ek soek 'n mentor, ek soek 'n kerk. Hy kyk my so aan en hy sê vir my, hy het gedink, wat soek hierdie man met my? En ek en hy het 'n afspraak met mekaar gemaak en ons het by Mag & Bean by Beans About Coffee kom sit en ons het gesels en hy het vir my gesê, Gerald, moenie net enige verwagtinge hê. Jy sien ons is in 'n konservatiewe dorp en kyk, 'n mens, ek ken daarom die dorp, so ek ken die konservativiteit van die dorp en ek het nie 'n probleem met dit nie en ons sal moet rondom dit werk, want soos wat die Here met my gestap het hierdie pad, het ek gevoel soos wat ek vir jou vroeër gesê het, ek is op hierdie brander wat hy's nog op sy piek, hy hardloop nog so en hy het nog nie gebreek en terwyl hy nog nie gebreek het, ry ek hierdie brander. En 2024 verlede jaar het ek gegradeer. Ek het my graad geontvang. Ek is 'n Maart maand en April maand is ek gelegitimeer as diensleraar hier by hierdie bediening, hier by die fantastiese mense wat nou my eie geword het, my eie familie geword het. En dit dink ek is my storie en ek hoop altyd dat wanneer ek op hierdie preekstoel opstap altyd, dit is wat die preekstoel vir my beteken, is dat wanneer ek daar opstaan, omdat dit so hoog is, voel ek dat ek in Jesus se hande staan en dat ek bedien word aan die gemeente en
diensbaar vir die gemeente kan wees. Ek noem myself die stofpad predikant, want die Here het my uit die stofstraat uitkom al en my kom plaas op 'n plek waar ek voel ek is nodig om deur die grootste koning diensbaar te wees in 'n gemeenskap soos Oudtshoorn en 'n gemeente soos NG Moedergemeente.